Goeiemôre en baie welkom vanoggend hier in die begin van ons 40 dae. Dit is eintlik 'n bietjie langer as 40 dae. Ek het so 7 Sondae waaroor ons op die tema van wees stil wil konsentreer en wil fokus. So ek nooi jou om te kom deel word. Ek wil jou ook uitnooi om te sê as jy graag wil deel wees van 'n selgroep in hierdie tydperk, al is dit dan nou net vir hierdie paar weke wat jy kan deel wees van 'n selgroep, dat jy my sal kontak en sal sê jy wil deel wees, dan kan ons jou ergens indeel, of as daar genoeg is om 'n nuwe selgroep te begin, dan kan ons dit ook doen. Nou dis sommer net 'n selgroep om dan bietjie te kan gesels oor die diens en te kan sê, maar wat het ek gehoor en wat was vir my mooi geweest en wat was nie mooi nie en wat het ek geleer en waar help dit my in my reis saam met God. So dis waarvoor die selgroepe daar is. As jy wil deel word, laat weet my asseblief, dan kan ons jou ergens by een inkry. En dan wonder ek sommer of jy nou al gegaan het vir jou inenting teen die COVID virus. Ek hoop regtig dat jy gaan en jouself inent en so kan help ook dat ons wêreld weer kan terugkom na 'n tipe normaal toe, wat ons weer met ons eredienste met selgroepe en alles kan aangaan en kan voortgaan. So ek hoop regtig jy gaan en jy doen die regte ding, en dis om jou te laat inent. Maar kom ons begin vanoggend se diens net met 'n gebed. Here Jesus, baie dankie vir 'n heerlike nuwe dag. Dankie dat U genade oor ons nuut was vanoggend. En dankie Here dat U ons oneindig liefhet. Ek wil kom pleit, Here Jesus, dat U in hierdie reeks wat voorlê, elke Sondag se preke, die selgroepe en daar waar mense oor praat, dat U regtig 'n stuk van wie U is wat ons baie keer mis en wat ons baie keer nie hoor nie en ons nie aansteur nie, dat dit vir ons sal wakker word, Here, dat dit aan ons sal duidelik word, so duidelik nie net in ons koppe nie, maar in ons harte ook, Here, dat dit 'n werklike verandering kan maak in hoe ons met U en oor U praat, hoe ons oor U dink, hoe ons kerk is, hoe ons kind van U is in die samelewing, Here, dat omdat ons meer verstaan van U liefde en wie U is, dat ons anders sal kan wees, Here. Kom en maak ons harte oop en ontvanklik, Here, sodat ons kan wees dit wie U sê ons is. Ek kom pleit dit in Jesus se naam, vir elke gesin, vir elke een van ons gemeente. Amen. Lukas 3 vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Van al die maniere wat God kon gebruik het om sy kind voor te stel, om Jesus voor te stel aan die wêreld, gebruik hy hierdie metode. Nou in die storie van God met die mens is hierdie gebeure 'n ontsettende crucial belangrike gebeurtenis, 'n mylpaal in die geskiedenis van God met die mens. En God kies hierdie woorde: Jy is my geliefde seun en oor jou verheug ek my, om sy seun voor te stel aan die wêreld. Imagine, sê nou hierdie mense wat daar op die oewer gestaan het geweet dat Jesus die seun van God is. Hierdie gewone ou is eintlik die seun van God, nê. Ons weet hy lyk soos 'n gewone mens, maar ons weet agter die skerms is dit God wat hier tussen ons loop, nê. En dan wonder ek, wat sou hulle verwagting wees as die Vader dan nou sy seun moet voorstel? Sou die stem uit die hemel uit nie dalk kon gesê het, ek stel julle nou voor, hier is die een waaroor dit gaan. Die eerste, die begin, die einde. Hy is die skepper van alles. Hy is die koning van alle konings. Hy is die regter wat op die troon sit en wat weer gaan kom om te oordeel. Hy is die bevelvoerder van die weermag van engele. Hy het die sleutels van die hemel en die hel in sy hand. Of so iets. Maar dit kon God seker ook gekies het, nee. Hy sou definitief almal se aandag gehad het, en definitief sou die wat daar was, huis toe gegaan het en met bewing gaan vertel het van hierdie magtige stem uit die hemel uit, wat kom sê het wie Jesus is en wat hy gaan doen, maar met bewing. Daarom doen God dit anders. Hy sê, ek wil julle voorstel aan my laaitjie, my seun, sag, intiem, naby, is my familie. Op hierdie unieke, crucial moment in die geskiedenis,
wys God sy unieke verhouding met sy seun. En dat hy ook met jou en my, sy kinders, so wil wees, soos 'n pa teenoor sy seun. In Hebreërs bevestig Paulus hierdie hart van God. Hy sê in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy in die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hoor julle, sy Seun naby. Dis hoe God met ons praat, deur sy Seun. En is dit nie mooi hier op hierdie strand, is die drie enige God heeltemal verteenwoordig, nie? Jesus, kaalvoet in die modder, halfpad in die water, die Heilige Gees wat sigbaar in die vorm van 'n duif afsak, en dan die Vader wat met die stem praat en aan die wêreld verkondig, hierdie is my seun, my geliefde seun, en ek verheug my in hom. God kies naby, intiem, familie, kies verhoudings. As jy die ander evangelies gaan lees oor hierdie geleentheid, dan sal jy sien dat Johannes, toe Jesus na hom toe kom en sê, maar jy moet my doop, heeltemal ongemaklik was oor hierdie ding. Hoe kan hy dan nou vir Jesus doop? Hy is nie eens werd om sy skoene vas te maak nie, nee. En dan het hulle 'n bietjie gesprek, Johannes en Jesus, en dan op 'n einde sê Jesus vir hom, maar Johannes, dis wat moet gebeur. Die profete het dit voorspel. Ons moet dit so doen. Jy moet my doop. Maar verstaan ook meer, né? Hierdie is die geleentheid hoe God sy volmaakte, onverstaanbare goedheid teenoor die mensdom aankondig. Naamlik Jesus. Hierdie is die geleentheid wat God sê, maar hierdie is hoe lief ek julle het. En die doop is die aankondiging daarvan. God kom en hy stuur sy goedheid in die vorm van Jesus, en hier kondig hy dit dan nou aan. En Johannes, daarom moet jy my doop. So in hierdie spesifieke oomblik is Jesus nie net God met ons nie, maar hy is ook God van ons. In die modder staan Jesus en hy word gedoop as die verteenwoordiger van jou en my, as die verteenwoordiger van die hele mensdom. Hy verteenwoordig ook die reddingsplan van God vir die mensdom. So in hierdie oomblik verteenwoordig Jesus God en vir jou en my en God se redding. So alles kom by mekaar hier by Jesus. So as ek en jy luister na hierdie stem wat die Vader dan vir Jesus sê, moet ons ook luister dat dit die Vader is wat dit vir jou en vir my sê. Dat God, die Almagtige, die Skepper, vir jou en vir my sê, jy is my geliefde seun, of jy is my geliefde dogter, en oor jou verheug ek my. Hoor jy dit? Dat God dit vir jou sê. Hoor jy dit nie net met jou ore nou, omdat ek dit lees, of wat dit opgeskryf is nie, maar met jou wese, met jou hart, met jou menswees, met jou jy, hoor jy dit, en verheug dit jou. God sê, jy is my geliefde kind, en oor jou verheug ek my. Met in jou wese, in jou hart, moet jy dit hoor, en moet jou opgewonde maak. Dis tog waaroor die hele Bybel gaan, want dwars deur die Bybel loop hierdie goue draad van God wat met sy kinders bemoei is, dat hy vir hulle lief is, dat hy hulle beskerm, sy volk dwars deur die Ou Testament en die Nuwe Testament word ons as sy kinders voorgestel, oor jou en my. God is vir ons lief en hy's trots op ons. En hoe baie keer mis ons dit nie, om dit te hoor nie. Want so baie keer fokus ons op God se storie en op die Nuwe en die Ou Testament, en ons fokus op die stories van Dawid en van al hierdie ouens, en ons fokus op die wette, dit mag jy nie, en ons fokus op die reëls, dat ons hierdie mis. Dat God dit vir jou in jou hart kom sê, jy is my geliefde kind. In ons moderne lewe is dit nou nog erger, ons mis dit baie keer nog meer, want ons is so besig. Ons is so diep in ons eie seer baie keer, dat ons dit nie hoor nie.
Ons is so diep in die dramas van ons lewe, dat ons sukkel om dit te hoor. Daar's nou 'n vrou wat my kom sien het, so ruk terug, en sy is so diep in haar seer van wat sy aan haarself gedoen het in haar lewe, en hoe sy opgetree het, dat sy hierdie nie hoor nie. Sy hoor nie dat sy God sy geliefde dogter is, en dat hy trots is op haar nie. Op so 'n wyse hoor sy dit nie, dat sy te bang is om dit te kom bely voor hom, en ontslae te raak daarvan, want hy wil haar sondes wegvat. Sy kry dit nie reg nie, want sy mis God se stem in haar lewe, wat dit vir haar sê: jy is my geliefde kind, en oor jou verheug ek my. Ja, ons mis dit, want God gebruik nie 'n oordonderende, oorheersende stem wat ons bang maak, en sê, so sagte stem met liefde. En daar is so baie ander stemme in hierdie wêreld wat skree op ons, wat skree en raas, sodat ons hulle moet glo oor wat hulle sê is ek, en wie is ek, en wat ek oor myself moet dink. Dis hulle wat skree en sê, maar jy is so sleg, jy het soveel sjol aangevang in jou lewe, dat God jou nie kan vergewe nie, en hy is glad nie trots op jou nie, wat nog te sê van lief. Jy is nie werd om lief gehad te word nie, want kyk wat het jy gedoen. En soms kom hierdie selfde stemme en laat my so belangrik oor myself voel, dat ek nie God se fluistering hoor in my hart wat sê wie ek is nie. So baie stemme, so baie boodskappe, en elke keer moet ek 'n keuse maak. En daarom kom God ook elke dag na jou toe, met sy sagte stem, en oor en oor en oor sê in jou hart vir jou, in jou oor vir jou, jy is my geliefde kind, jy is my geliefde kind, en oor jou verheug ek my. Maar om dit te kan hoor, moet ek my ore spits, en ek moet stil word. Hierdie raasstemme uitblok, sodat ek kan hoor wat hy vir my sê. Stil word. Julle tog ook familiegeleenthede wat hulle by mekaar kom. Nou by ons werk het so, as ons by mekaar is, word daar baie keer stories vertel. Sommer net onthou jy hoe hierdie ou gemaak het, onthou jy hoe daai kind gedoen het, onthou jy hierdie een wou nie slaap nie. En veral as daar nou nog 'n nuwe meisie ook nog saam met die seuns huis toe gekom het, dan word die stories nou vir hulle vertel, sodat sy daarom moet snap, hierdie kerel wat sy nou moet so vol hartjies na kyk, is eintlik 'n ou wat nogal 'n bietjie stout was ook, en ek bedoel hom goed aangevang het, en heerlike lag onthou stories om onsself te deel, en dit deel ons in ons familie. Nou my een seun het nou nogal, toe hy 'n klein mannetjie was, baie gesukkel om in die aand aan die slaap te raak. Dit is nie vir hom hierdie slaapbesigheid nie. So baie keer as ek by die huis kom, van huisbesoek af of vergaderings af, het almal in die huis geslaap, ma in kluis, en hy het voor die TV bly sit, nog springwakker en lewendig. Dan het ons die TV nou maar afgesit, ek en hy, en ons het so 'n bietjie gesels, en dan het ons gaan lê, maar ek moes hom elke keer fisies eintlik vasdruk in die bed. My voete oor my bene oor sy bene sit, sodat hy nie kan lê en skop die hele tyd nie, sy arms vashou, en dan het hy rustiger begin raak, en uiteindelik aan die slaap geraak. Dis hoe dit aand vir aand gegaan het om hom aan die slaap te kry. En dan wanneer ons twee nou hier so in die kooi naby aan mekaar lê, en ek hoor sy asem raak rustig, en jy kan sy hartklop hoor, dan weet ek ons is naby aan mekaar, en so wil ek deel van God se familie wees. So droom ek daarvan dat my klein storieetjie wat hier op aarde is, deel van God se groot storie kan wees. Dat ek dit daarin kan ken en daarin kan verstaan as deel van God se familie, waar God met sy kinders besig is. En meer nog 'n bietjie dat my stukkie storie saak maak vir God. My hartseer, my snaakse goed, my skaam goed, my lekker goed in my storie vir God saak maak, dat hy deel is daarvan, en dat ek saak maak met wie ek is en wat ek aangevang het vir die Vader. Net soos in ons familie, wat my kinders dit snap, dat hulle lewens en hulle stories deel is van ons, hulle ma en pa, so wil ek hê dit moet deel wees, my storie met God se storie. En so wil ek teen sy bors lê, so naby, dat hy my vashou en vasdruk, dat ek sy hartklop kan hoor. Elke dag. Elke dag. En so moet die skrif ook vir my word. God se hartklop
Wanneer ek die Bybel lees en die stories van Jesus lees en wat Paulus en wie ook al oor hom skryf, dan is dit die hartklop van God wat stukkie vir stukkie deurkom. Hoor wat sê Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede regstel en regte lewenswyse te kweek. So elke stukkie wat ek lees van Jesus se stories is deur hom geïnspireer, het hy ingeblaas in, is sy hartklop teenwoordig, is hy daar. En ek moet soek daarna, stil word, luister. Meer as net die woorde en die wette en die stories, ek moet dieper soek, dat ek hierdie geïnspireerdheid van die Gees in die teks kan ontdek. Met ander woorde, God se hartklop kan hoor en kan ontdek. Om dit te kan doen, moet ek stil word en luister. Moet ek ophou fokus op die wette en die feite, en reg en verkeerd. Ek moet fokus op die storie, fokus op die verhouding, die passie en die liefde wat God vir my het en vir die skepping het. En die wysheid is dan om my eie storie in hierdie groot storie te vind. Waar pas ek in? Waar pas ek in? Soos om teen God se bors te gaan lê, sy hartklop oor en oor en oor. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Dis die hartklop van God en ek wat stil word om dit te kan hoor. En vanoggend moet jy net hoor, wees stil en luister. Oor en oor fluister God dit in jou hart in. Oor en oor as jy die Bybel lees, hoor jy dit, sien jy dit. God vir jou sê, jy is my geliefde kind en ek verheug my oor jou. Stil word, naby kom, luister. Elke dag. Elke dag. Nie net een keer, maar weer en weer en weer. Want God sê dit weer en weer en weer. Mag daar iets in jou hart wakker word. Mag daar 'n dringendheid kom in jou hart om dit te wil hoor van God self af. En mag jy dan oefen om stil te word, te luister. Mag jy oefen om die skrif so te lees, dat jy dit hoor elke liewe dag, dat die almagtige Skepper God vir jou kom sê, jy is my geliefde kind en oor jou verheug ek my. Mag jy dit glo en leef elke dag. Mag jy stil word en luister. Amen.